terwille van die opname. Dis die Frans Joubert van Lewende Hoop wat met u praat op die 8 Februarie 2026. En ons tema is Heraldiek van Israel tot vandag. Ons geskiedenis in familiewapens en embleme. En ons gee erkenning aan baie gesaghebbende navorsers en hulle is te veel om op te neem. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, as ons skepper verlosser, dankie ook vir hierdie dag, dat ons saam u kan aanbid en verheerlik en lof toebring, want u alleen is waardig daartoe. Waar ons vandag op 'n sigbare spoor van ons geskiedenis en ons herkoms terugskou, wil u asseblief dit vir ons duidelik maak, om die profeseë oor die volk se beelde en embleme te herken, sodat ons in nederigheid hierdie erfenis van ons identiteit kan verstaan. Amen. Nou Jesaja 51 vers 1 lees as volg: Luister na my, dis Jahwe wat praat, julle wat die geregtigheid soek, of najag, wat Jahwe soek, aanskou die rots waaruit julle gekap is, en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Nou hierdie Bybelteks is deur die profeet geskrywe onder leiding van die Heilige Gees. En wat sou hy bedoel met so 'n uitspraak? Dat ons moet weet waar ons vandaan kom en om ook rigting te hou en te weet waarheen ons op pad is. En wanneer mens nou eerstens na verskillende nasies se heraldiese wapens en embleme kyk, dan kan mens met reg wonder waar dit alles vandaan kom. So algemeen as inleiding, ons gesels oor heraldiek en dit is die grafiese wapenskilde met embleme wat familiewapens, dorps- en stadswapen, asook nasies en volke selfs gebruik om hulle self te identifiseer. Of as hulle teken of embleem waarmee hulle self assosieer en kenmerkend is van so 'n groep of groepering. En dan, heraldiek het oorspronklik ontstaan sodat mense, veral as manskappe, van mekaar onderskei kon word wanneer daar oorlogssituasies is, né? Wat van mekaar kon onderskei met oorlogsdrag aan. En veral in situasies van konflik of oorlog. En wanneer die vyand dan nader beweeg het, was dit noodsaaklik dat mense of groepe uitgeken kon word aan hulle kleredag. En dan dink baie mense dat heraldiek het eintlik ontstaan dalk hier in die middeleeue en in een of ander weermag wat besig was met oorlog. Dis egter eeue oud, eintlik 'n paar duisend jaar oud, en al die tekens, afbeeldings en embleme dui altyd op oorerwing, net soos simbole om assosiasie en identifikasie te help bewerkstellig. Nou verskillende groepe en stamme van nasies en volke het van baie lank terug dan ook onderskeie simbole gebruik om hulle self van die ander te onderskei. Van die verre ooste, soos China en Japan en Indië, dan die Midde-Ooste, waar Israel se bakermat is, later die Weste en West-Europa en die verre Weste, soos die Amerikas. Nou die terminologie van heraldiek verklap dan ook eintlik die oorlogagtige oorsprong daarvan. En dat het oorspronklik met oorlog en konflik te doen gehad. Op Engels word daar gepraat van 'n coat of arms. Wat is arms? Dis wapens, né? Of coat armor, noem hulle dit op Engels. Met ander woorde wapenskild of familiewapen. En oorspronklik was dit as 'n oorkleed gedra bo oor die metaal gepantserde oorlogsklere dra, om die blinkering van die son bietjie te weer af te neem, wat dit nie weer kaats nie, en dan die son se strale so af te weer van hierdie metaal pantserdra. Dit was so bo oor 'n oorkleed tot op die lendene, en daarop was dan gewoonlik hierdie simbole of kentekens en heraldiese ontwerpe aangebring of aangewerk. En die embleme en simbole daarop het dan later as familiewapens of wapenskilde bekend geraak. Nou gedurende die middeleeue het 'n ridder dan ook
gewoonlik hierdie heraldiese ontwerpe as kentekens, embleme en simbole, ook op sy wapenskild, daai skild wat hy gehad het, en pyle, en sy lans, daai lang spies, en ook op die perd se kamaste en ander beskerming vir die dier aangebring en vertoon. Almal van u moes al video's of flieks gesien het, hoe die ou ridders aangetrek het. Hulle het ook sulke oorlogshelms gedra, met 'n soort pluim of 'n kroon op, wat die Engelse 'n crest noem. Nou sulke oorlogshelms het dan ook beslag gevind in baie heraldiese embleme en wapenskilde, om as ware, ek kan maar sê, die kroon daaroor te span. Maar dit kan ook sonder so iets wees. Daar was egter die sogenaamde arms aan die onderkante of weerskante, en hierdie werklike oorkleed by tente of uitspanplek is dit dan opgehou, wat ook in die familiewapens of wapenskilde as heraldiese embleme en ontwerpe uitgebeeld is. Op die wapenskild sien 'n mens dan die dekklede, baie keer dan ook die helmboog en die tipiese skildgedeelte. So ons kyk, soos ons hier op die skerm wys, na 'n voorbeeld van 'n wapenskild, en u sien bo die helmteken, dan die wrong, dis baie keer 'n stukkie waar iets op geskryf is. As dit familiewapens is, dit baie keer die plek waar hulle die familienaam skryf, en onder 'n slagspreuk, die dekklede of die arms, die helm, en dan die skild met die figure of daarop. Die skild is altyd daai gedeelte waar die groot prentjies op is. En dan onder die skild die leuse lint waarop gewoonlik 'n slagspreuk geskryf was. Partykeer ook die van, die boerevan of die van die plek of naam. Nou die wesenskenmerk of sterkste element is egter altyd die skildgedeelte self. En dit het altyd 'n grondkleur as tinktuur of tint noem hulle dit. En mees algemeen is 'n soort blou of dan 'n soort rooi of iets soos 'n purper, pers, groen, wit, geel en swart. En baie keer is dit twee metale wat hulle dan gebruik, silwer en goud. 'n derde element was soms ook 'n pels van een of ander diertjie of 'n voorstelling daarvan, wat dan as 'n bont hermelyn wit gedeelte met swart spikkels is of swart met wit spikkeltjies of kolletjies. En dan nog ander elemente daarbey. Nou die basis van die skildgedeelte moet of 'n kleur of 'n metaal of dan die pels uitbeelding wees. Hierdie skilde is ook baie keer met verdelings. So dis helftes, derdes, kwarte, vertikaal of horisontaal verdeel of diagonaal in bane of met blokke. Dan is daar die embleme of simbole op die skild op Engels bekend as charges. En eerstens van die mees algemeen is wat 'n mens deesdae kry of al lankal, wat baie algemeen voorkom, met die kruissimbool wat baie Christene in hulle heraldiek ingewerk het. Soos byvoorbeeld die familiewapen van Viljoen, soos wat ons hier wys, met die diagonale kruis, gewoonlik geel of ou goud op 'n rooi skildagtergrond. Die familie wat Viljoen is. En die tweede tipe element kan letterlik enigiets wees, wat spesiaal gekoppel is of dan uitgebeeld word, of met wie dit geassosieer word. En dan iets interessants, vroue was bitter selde uitgebeeld, baie selde. En die arms van 'n vrou was feitelik nooit vroeër in enige heraldiek uitgebeeld nie. En, want hulle is nie veronderstel om oorlog te maak. Behalwe as daar 'n koningin is in die monargie. En die koningin oor die stam of volk heers. Dan is sy uitgebeeld met gewoonlik volledige oorlogsmondering of meestal as 'n vol figuur, kop tot die voete. En dit vind ons interessant uit in die familiewapen van Coetzee. En dis meestal 'n blanke vrou, volle lengte en met 'n kroon op die kop op 'n blou agtergrond, soos 'n koningin. So Coetzee het dus iewers 'n koningin terug in die geskiedenis. Terwyl heraldiek as familiewapens of wapenskilde hoofsaaklik vir individue of families as ook groeperings en vir stamme en nasies gebruik word, en selfs volke, is dit ook vir lande en provinsies
En dan het instansies soos kerke, universiteite, dorpe en stede ook heraldiek begin gebruik. Of sou 'n belangrike persoon aan so 'n korporatiewe liggaam of instansie goed verbonde wees, dan is sy persoonlike heraldiek of familiewapen of elemente daarvan dan in sy wapenskild so aangebring of in hierdie korporasie se wapenskild aangebring. En so kan ons byvoorbeeld kyk na die ou Vrystaat wapenskild met sy vlaag van oranje strepe op wit en in die hoek die rooi, wit en blou vlag, dit met Frankryk. En dan die skild met die 3 kruittorings en die sirkel daarop met die boom, leeu en ossewat. En ons kyk ook dan na die wapenskild van Ou Republiek van Suid-Afrika met die 2 bokke op weerskante van die skild, 'n gemsbok regs en 'n springbok links en 'n leeu in die helmposisie. Hy span die kroon, hè. Die skild is in 4 dele en met linksbo 'n mensfiguur met 'n skeepsanker en regsbo 2 blou beeste, linksonder 'n vrugteboom en regsonder 'n ossewat. Dis die sekondêre embleem van 'n os. En in die leeu se lint die Latyns vir eendrag maak mag. Almal ken nog dalk hopelik die wapen. Nou alhoewel meeste heraldiek moontlikheid ontstaan het as gevolg van oorlogvoering of hoofsaaklik daar gebruik vanaf antieke tye, het dit spoedig vredestydse aanwendings gevind. Dit was dan as uitkenteken gebruik om allerlei items soos 'n logo, maar ook om die vervaardiger en verskaffer te identifiseer waarvandaan die item kom. En dan vind dit op houtwerk, op klere, op pottebakkers items, op klip en op klipwerk, metaal items, wapens en op talle ander goed. Kyk maar na die media, dit word allerhande goed geadverteer. En so het heraldiek eintlik panserdrag oorleef. En is dit te vind reg oor die wêreld in baie verskillende kulture en beskaafing van vroeë tye in die verre verlede tot vandag toe. In een antieke geskrif staan daar oor heraldiek geskryf: laat ons nou ons beroemde manne eer en ons vaders wat ons verwek het. Dan het Lord Macaulay dit verder geneem, so 'n klompie dekades gelede toe hy skryf oor heraldiek. Hy sê, 'n nasie wat nie trots is op die edele dade en wat bereik is deur hulle verder voorgeslagte nie, sal nooit self enigiets bereik wat die moeite werd sal wees om met trots deur toekomstige nageslagte onthou te word. Ja. So, ons moet trots wees op ons geskiedenis. En George Santayana het gesê, diegene wat die verlede en die geskiedenis vergeet sal verplig word om dit te herhaal. En Paul Creer was baie lief vir daai gesegde. Hoekom hierdie aanhalings? Want heraldiek is eintlik die grafiese geskiedenis van die verlede in simbole, embleme en tekens uitgebeeld, wat ons herkoms bloot lê en rigting aandui waarheen ons met trots behoort te beweeg. Dis veral die herkoms van die Germaanse blanke westerling of dan die Anglo-Saksiese en Keltiese groepering van nasies. En die heraldiek vertel 'n wonderlike verhaal. Julle gaan dit sien. Nee? En dit maak 'n groot deel van ons geskiedenis duidelik ten opsigte van ons herkoms. Het jy ooit gewonder waar kom die sogenaamde unicorn vandaan, daardie eenhoornperd, op soveel heraldiese wapens? En hoekom het die Britte 'n leeu met 'n kroon op as embleem, terwyl daar oorspronklik geen leeu's in Brittanje was nie? Of in Ierland, of in Skotland. Terwyl ons nou daar by die Britse eilande is, het jy dalk al moontlik dit raak gesien en gewonder, hoekom die Ire 'n hart as 'n heraldiese embleem, en die Skotte 'n rooi leeu wat regop staan, met die eenhoornperd as hoofembleem. Ons wys dit op die prentjies, né? En in Ulster in Ierland is daar 'n rooi hand met 'n lyntjie of 'n kringetjie om. Of dalk gewonder oor St. Edward se 12 juwele. Dis een van die geestelikes daar in Engeland gewees.
In die Nederlandse vrag en in die embleme vind 'n mens dan ook 'n leeu met die eenhoornperd, die unicorn. En dan baie van hulle skepe het 'n leeukop voor op die voorpunt van die boeg. En wat sou die betekenis wees van die man in die heraldiese embleme en wapens van Dene, IJsland, Griekeland, Nederland en sommige Skotse provinsies? Of dan die arend van Duitsland en Denemarke en verskeie ander nasies. En dan in die FSA vind 'n mens ander heraldiese embleme. Die arend, die olyftakkie met 13 blare, 'n wolk met 13 sterre, en die 13 pyle in die arend se een klip. En wat sou die betekenis wees van die son, maan en die 13 sterre op die groot seël van die Verenigde State van Amerika, se presidents- of landsvlag, en selfs op sommige van hulle banknote? Nou hier in Suid-Afrika sien mens die ou Transvaalse Republiek se heraldiese wapenskap, en ons wys op die skerm, wat net so deur die hervormde kerk oorgeneem en gebruik word, met die arend bo-aan, die leeu met die rooi agtergrond, die man op die blou agtergrond, die ossewa op die groen agtergrond. En waar sou dit vandaan kom? Soos baie familiewapens met spesifieke embleme op, is dit net toevallig? Om maar een op te noem, die Strydom familiewapen het 'n wolf of 3 wolwe daarop. En ek wil in liefde verskil, ek het 'n klomp boeke oor en 'n paar persent gekry, dankie vir die skenkers. Ne? As een nou wat skryf, nee wat, die boere het nie eintlik vanne of familiewapens. Of hulle boere van het nie eintlik familiewapens. Ek verskil van. Verseker het die meeste, want het almal 'n geskiedkundige herkoms vanuit die Europese bakermat van nasies waaruit hierdie blanke volk van Suid-Afrika voortspruit. En wat mens nog veel verder in die geskiedenis kan nagaan. Dit is absoluut insiggewend en werklik verstommend om uit te vind dat die meeste van hierdie heraldiese embleme en selfs kleure van die Keltiese, Anglo-Saksiese en globaal Germaanse nasies ooreenstem en sterk verband hou met die heraldiese embleme van Israel van die Bybel. Nou onmiddellik ontstaan die vraag: hoekom sou ons as groepering van blanke nasies dan nou sulke heraldiese embleme gebruik? Hoekom sou ons dit vir onsself toeëien? Of hoe dit na ons toe gekom? Is dit bloot toevallig, of is daar spesifieke betekenis in, of dalk selfs 'n boodskap vir ons in hierdie moeilik en eintlik donker tye? Nou tereg het 'n man met die naam van Herbert Luthi geskryf, en hy skryf ook oor heraldiek: diegene wat besorg is oor die toekoms, moet terugkyk in die verlede. En wanneer mens nou terugkyk op die geskiedenisspoor en teruggaan op hierdie heraldiese embleme, die wapenskil en die familiewapens, dan is daar 'n versleierde boodskap, glo ek, van groot belang daarin, vir ook vir ons boerevolk. Nou ons almal ken die gesegde wat sê, 'n prentjie is soveel werd soos 1000 woorde. En 'n simbool, 'n embleem of 'n prent kan deur meeste kulture en mense van verskillende ouderdomme of agtergrond eintlik maklik verstaan word. Selfs mense wat nie kan lees en skryf nie, kan dit waarskynlik ook verstaan. Om woorde te lees of aan te hoor sou baie meer tyd neem, maar 'n prent, 'n simbool of 'n embleem word eintlik onmiddellik gesien en verstaan. En dis hoekom die advertensiemedia van baie produkte, maatskappye en instansies dit so eintlik misbruik, want hulle adverteer oralste. As jy op 'n televisieskerm kyk in enige program, is die advertensies deesdae 'n derde van enige program. En glo my, vir my hoogs irriterend. Ja, sodat ons dit dadelik sal kan herken en ons keuses daarna toe kan beïnvloed. Selfs in boerdery word beeste gebrandmerk om hulle te kan uitken. Tevens dis hier in Suid-Afrika, Suidwes-Afrika en Namibië wetlik verpligtend. So is die verskillende embleme en simbole en tekens gebruik deur die individue, families, stamme, groeperings, dorpe, stede, instansies, organisasies, nasies en selfs die volke
as hierdie wyse van identifikasie of dan uitkenning. En dis nasionaal en internasionaal vanaf die verre verlede. Dit was nie net wapenskulde nie, maar ook vla en landswapens. En dis eintlik met 'n heilige jaloesie beskerming oor honderde en duisende jare heen. Mense het oorlog gemaak as iemand sy landsvlag of familiewapen gesteel het. Kyk maar na die hedendaagse groot sportbyeenkomste. En goed soos die Olimpiese Spele. Dis vla en embleme net waar jy kyk. En elkeen vertoon sy eie embleem met groot trots. Die ou heraldiese embleme en wapens met hierdie groot trots is dan van vervloë dae af oorgedra van geslag tot geslag. En baie selden ooit is 'n embleem of 'n heraldiese wapen van een groep of stam sonder deur 'n ander een oorgeneem. Of in hulle se koop opgeneem. Behalwe wanneer daar troues plaasgevind het en families verenig. Nou in Europa is daar 'n interessante ding. Daar's 'n paar dosyn hofsaake wat plaasgevind het en erken die howe die heraldiek saam met hulle wetgewing dat die erfgename aanspraak maak op sekere landgoed of sekere besittings. En is toegestaan op grond van heraldiek. Veral vir nasate wat weens verhuising en dalk ook taalverskille later van hulle werklike herkoms vervreemd geraak het. En ek wonder, hoekom en waarom die historiese en veral die etnoloë, die volkekundiges en ander wetenskaplikes dan nie heraldiek in ag geneem het in die algemeen en eintlik gruwelik verwaarloos in 'n navorsing. Ek persoonlik beweer dis omdat meeste historiese met agendas werk en of beïnvloed word deur sekere belangegroepe en geldmakers. En daarom word sulke onweerlegbare feite sommer maklik vergeet of onder die mat ingevee. Net soos wat die boerevolk reeds ervaar het met dat sy eie geskiedenis van die afgelope amper 4 eeue skielik gruwelik verdraai en verwaarloos word. Julle wil nie die geskiedenisboeke van die skoolkurrikulums lees nie. Dis afgryslik. Wanneer mense die migrasies van die nasies van Europa van nader bekyk as groter Germaanse volk, terloops wat beteken German? German, ger, beteken ras-eg, op Engels pedigree, 'n man is man. Ras-egte blanke man, dis wat Germaans beteken, hè? Saam met die heraldiese wapens en embleme is dit weer eens insiggewend dat hulle nie ander oorheersende beskawings se embleme oorgeneem of opgeneem het nie, maar hulle het bly vashou aan hulle oeroue oorgeerfde embleme. En hierdie heraldiese embleme van verskeie nasies, soos Duitsland, Denemarke, Noorwe, Swede, IJsland, Holland of Nederland, België, Engeland, Ierland, Skotland, Groot-Brittanje, die VSA en selfs Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika stem presies identies ooreen met die heraldiese embleme en wapens of wapenskulde van Oud-Israel van die Bybel. Nou is dit so dat baie mense beweer of argumenteer dat hierdie nasies dit aangeneem en aanvaar het as gevolg van die Christelike geloofsoortuiging wat die meeste gehandhaaf het, en omdat hierdie groepering van Germaanse volke en Anglo-Saksies, Keltiese nasies almal oorwegend Christene geword. Die punt is, die baie belangrike feit is dat die oorgrote meerderheid van al hierdie nasies en heraldiese embleme in gebruik was lank voor die Christendom sy beslag of sy begin gehad het of beslag gekry het. Lank voor die Christenere. En ek wil herhaal, dis lank voor die Christenere. Ander beweer is bloot 'n toeval. Nou ek sê altyd, dit is net 'n gat wat toeval. Dat hierdie nasies nou almal dieselfde heraldiese embleme gebruik as Oud-Israel van die Bybel. Maar dit is dan ook uiters vreemd dat dit net gebeur het in hierdie groepering van nasies as groter Germaanse volk. En dan die ervaring en die wetenskap sê vir jou dat met 1 of 2 keer kan jy nog daaroor twyfel, kan dit toeval wees. Maar met 3 maal of dosyne kere wat dit voorkom in presies dieselfde herhaling of eksakte ooreenkoms is,
dan is dit 'n wetenskaplike feit, dis 'n bewys, dat dit nie juis toeval kan wees. Want in Brittanje en die VSA alleen, is daar presiese ooreenkomste met die heraldiese embleme en wapens van meer as 30 van Oud-Israel van die Bybel. As jy samevlangsings of verwerkings daarvan, paar honderd. En dit kan nie per ongeluk of toevallig gebeur nie. En moet 'n spesifieke betekenis inhou en bevat. En dan is dit nodig om by die oorsprong te begin. En begin van alle dinge, ook van heraldiek, naamlik die Bybel, Gods woord. Heraldiek sluit in, soos gesê, alle simbole, tekens en embleme as familiewapens en wapenskilde, as ook die vlae en die vaandels. Nou lees mens in Numeri 2 vers 2, die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen by sy vaandel, by die veldtekens van hulle familie. Ek kan maar sê, familiewapens. Op 'n afstand rondom die tent van samekoms moet hulle laar opslaan. Nou Israel het nie sommer rondom die tabernakel gekamp nie. Daar was 'n spesifieke orde rondom die tabernakelkant soos hulle opgeslaan het. En ons wys vir 'n voorstelling van die tabernakels waar ons al lering gegee het. Nou op plan lyk dit as volg, en ek het sommer embleempies daarby gevoeg. Daar was 4 groepe van 3 stamme elk in die 4 verskillende windrigtings rondom die tabernakel. En elke stam as groepering het met sy eie vaandel of vlag en met die veldtekens van die familie, met ander woorde daai familiewapens, by hulle so uitgekamp. Die 4 groeperings was dan ook onder die 4 hoofstamme se vaandels en embleme versamel. Aan die ooste kant, dus op hierdie prentjie aan die regterkant, reg oor die ingangskant van die tabernakel, was daar die 3 stamme van Israel, naamlik Issachar aan die noordooste en Zebulon aan die suidooste kant met Juda reg oor die ingang aan die ooste kant as die hoofstam. En elke stam het ook sy eie embleme en vaandels gehad, soos gesê. Nou hierdie hoofstam Juda aan die ooste kant, sy hoofembleem is die leeu. Wonderlik dat vandag baie gepraat is oor leeu. En laat ons gesing het oor die leeu van Juda. Ja. En dis nie net 'n simbool of 'n embleem nie, want dit is ook 'n profetiese, kan mens sê, vooruitskouing in die simboliek daarvan. Wanneer jy reeds kan luister, hy is op stokkie, wat ons destyds by Radio Pretoria gedoen het oor die tabernakel, sal jy weet dat die ingang van die tabernakel ook simbolies dui op Messia, ons verlosser, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die deur van sy skape, wat sy stem kan hoor. Let wel wat ek sê, net die wat sy stem kan hoor. Messia is die koning wat weer kom om te heers, want die leeu verteenwoordig heerskappy en koningskap. Hy is die koning van die konings, hy is die leeu van Juda. So is dit dan ook verbind met die evangelie van Matteus, wat Yeshua se koninklikheid uitwys deur die hele evangelie. Jy kan maar gaan kyk. En sê Sagaria 9 vers 9, finaliteit maar finaliteit, sê die Almagtige vir ons, kyk, jou koning kom, hy as die leeu, die Messia, die gesalfde. Aan die een sykant en noordekant van die tabernakel was naaste aan Issachar aan die noordooste en die stam van Naftali aan die noordweste, Aser, en met die hoofstam van hierdie groepering, die stam van Dan, reg noord in die middel. Dan se hoofembleem is die arend, en word deur die tweede simbool, wat ook 'n slang is, verteenwoordig. En ons het ook al vertel dat die arend die evangelie van Johannes verteenwoordig. Die een met die wyer en die hoër perspektief, die meer geestelike en verhewe evangelie. En interessant, in Jesaja 50 vers 9, sê die Almagtige vir hom, kyk jou God. Nee. En in die Hebreëus gaan slaan ek dit na. En dis in die enkelvoudsvorm. Nie Elohim as meervoudsvorm wat algemeen as God vertaal is nie, maar Eloah. Kyk jou enkel God,
jou persoonlike verlosser God, né? Naamlik Messia, Yeshua, die een wat verhoog is, eers aan die vloekpaal, maar onmeetbaar daarna, né? Met sy opstanding en hemelvaart. Aan die weste kant, die kant van die allerheiligste van die tabernakel, vind mens dan aan die noordweste kant Benjamin en aan die suidweste kant Manasse. En die hoofstam van hierdie groepering, Efraim in die middel regwes, met as hoofembleem die os. Nou die os is simbolies van dienarij, om knegte vir die allerhoogste te wees, ne? Dienaars van Messia wat ywer vir sy koninkryk. Daardie osse wat nie gemylband mag word nie, sodat hulle ook mag eet van die dorsvloei af. Nou die evangelie wat hier verteenwoordig is Markus. En sê Jesaja 42 vers 1 vir ons, kyk, my diensknegt. En dit word verteenwoordig deur die os. Nou aan die suidekant van die tabernakel en die ander langs sy vind mens dan ook die suidweste kant, die stam van Gad, en aan die suidooste kant Simeon, met Ruben in die middel regs-suid. En sy hoofembleem is die man. Dit verteenwoordig die evangelie van Lukas. Lukas was 'n wetenskaplike en 'n medikus van sy tyd. En hy het ook die menslikheid met emosies, die lief en leed, meer pertinent uitgebeeld. In Zacharias 6 vers 12 staan daar, kyk die man, en dis man met 'n hoofletter, wat ook simbolies is van die man, ons verlosser Messia, wat ook volkome mens kon word het, in alle opsigte dieselfde as ons, maar sonderloos. Messia wat met sy wederkoms nie die koning, die leeu van Juda sal hom gaan wees nie, maar ook ons man, die groot bruidegom. En hy is die bruidegom van sy uitverkore uitgeredes as sy bruid. Mag u almal deel daarvan uitmaak. En dan is daar die 4 hoofembleme van Israel, as Dan, Ruben, Efraim en Juda, soos ek betoon op die skerm. Let dan ook op dat met hierdie 4 groeperings 4 kleure toegeken was vir hulle vaandels as die 4 groeperings, né? Rooi vir Juda, blou vir Dan, wit vir Ruben en groen vir Efraim, wat as gesamentlike vaandel en vlag die 4 kleur is, wat die destydse vlag van Transvaalse Republiek was. Voorafgaande was egter nie net enkele embleme of simbole nie, daar's baie meer wat ons bietjie dan ondersoek. En die grondvesting is en bly altyd Elohim se woord, die Bybel. En daarom gaan ons ook bietjie na ander stamme van Israel se embleme kyk, soos wat hulle om die tabernakel uitgekom het, want al 12 stamme het embleme. Dieselfde 12 wie se name in Openbaring genoem word op die mure van die nuwe Jerusalemse poorte, waardeur ons as gereddes met die wederkoms sal kan ingaan. En soos Dominee Willie gepreek het destyds, daar is nie 'n 13de poort nie. Jammer. Terwyl mens lees van die heraldiese embleme in Numeri en Deuteronomium, is dit ook lank voor Exodus al geplan. In Genesis 49 lees ons van die seën wat Jakob oor sy seuns uitgespreek het. En dit is hierin baie duidelik dat hy elkeen vir sy seuns dan vergelyk met 'n dier of een of ander ding of 'n voorwerp, en dit as 'n persoonlike kenmerk of kenteken of embleem of simbool dan sou vir hom word, daardie man, en vir sy nageslag. Dit wil sê vir sy familie en die stam wat uit hom sou voortkom. Nou Deuteronomium 33 vind mens dat verskeie ander items voorkom, soos wat die onder die inspirasie van die Heilige Gees deur Moses se skrywers neergepen is. So het elke stam 'n embleem en sommer 'n hele paar ander ook. Dat elke stam ook 'n spesifieke half-edelgesteente as simbool gehad het, soos wat dit voorkom in die borstas van die Lewiete, van Aaron. Eendag meer daaroor. Daar is 'n stokou kerkie in Engeland,
Ek kan nie eintlik vir ons sê hoeveel honderde jare is dit oud nie, maar dit klink of dit baie 1000 jaar oud is, naamlik die Parish of St. Lawrence te Eyam, waarvan die mure bo beskilderd is met die embleme van die 12 stamme van Oud-Israel. Baie honderde jare oud. Nou, baie Joodse rabbies en Christengeleerdes stem saam dat dit die embleme is wat aan Israel behoort. Alhoewel mense nie altyd weet wat se agendas hulle in die mou voer nie. Nou ja, so stem Bybelkenners en gesaghebende navorsers saam dat hierdie embleme en simbole baie korrek die heraldiek van Oud-Israel uitbeeld en dit saam met die Bybel vir ons 'n goeie basis is as vertrekpunt. Nou, daarteenoor, hierdie heraldiek van Israel in die kerkie is in skrille kontras met heraldiese embleme wat mense in die Verre Ooste vind. Lande soos Indië, China en Japan. Daar soos in die res van die Ooste is dit meestal embleme met goed soos drake op. En ons wys vir julle daar 6 afbeelde. Julle kan sien, dis lelike goeders. Drake. Slegs in West-Europa en hulle satellietlande is daar Israeliet embleme. Jy kan amper 'n lyn trek deur die kant van Oost-Europa. Alles aan die ooste kant, drake en goeters, lelike goeters. Aan die weste, Israel embleme. Nou daar is verskeie uitbeeldings van heraldiese embleme van die 12 stamme van Israel. En ons gaan net diepvlugtig kyk en 'n klompie voorstellings van verskillende auteurs en navorsers vir u wys. Sommige embleme verskil in die verskillende voorstellings. En dis uit baie bronne geneem deur verskillende navorsers gesê. Hier sien jy 12, 'n boom, 'n wolf, 'n arend, 'n bil, wat is daai ene? Die klomp soldate van Gad, dan 'n donkie en so gaan ons aangaan. Uiteindelik die kasteel en die seilskip. Daar is nog 'n ander uitbeelding deur navorsers. Party is bietjie uit fokus. Ek kon nie baie goeie weergawe kry party. En elkeen van hierdie, volgens hierdie prentjie, is ook verbind aan die diereriem konstellasies waaroor ons ruk terug gesels het. Daar is nog 'n navorserse weergawe van die 12, die boompie of die takkie, die seilskipie van Sibelon, so kan jy aangaan. Daar is nog 'n stel van hulle, weer 'n ander navorserse weergawe, daar in die middel tweede van onderaf, die bokkie van Naftali. Daar is nog 'n voorstelling, Josef in die middel onder met sy koringgerwe, links onder Levi se borstas, regs onder Ruben se onstuimige waters. Daar is nog 'n voorstelling, amper komiese prentjies. Tweede van bo af aan die linkerkant, die tente van Gad en die donkie dan daar langs aan van Isaskar se reg onthou, en so kan jy aangaan. Daar is 'n ander afbeelding, middelbo Simeon se swaarde, regsbo die man, en so kan jy aangaan. Daar is nog enetjie uit die Hebreëse gesaghebende bron, die leeu van Juda prominent in die derde plek van links. Dan nog 'n baie gesaghebende bron, en interessant, hulle het die koningshuise nagevolg en dan ook Juda se embleme heel onder, net regs van die hart, die hand van Peres en Serach en regopstaande leeu. En dan Efraim en Manasse, die dubbelporsie van Josef, regs onder. Daar is hy weer, ons het dit maar so by mekaar gemaak. Ruben, die onstuimige waters en die man, Isaskar die donkie, Sebulon die seilskip, Gad is die ruiter op die perd, of die ridder op die perd, of dan ook tente, dan Aser met sy beker, of dan baie keer vrugte, Simeon met 'n kasteel en 'n swaard, dan die 3 embleme, eintlik 4, die leeu, die perd, die arend, en ook 'n skaal. Naftali, die bokkie,
Benjamin die wolf, Levi die 12 edelgesteentes op die borstas, Josef die vrugteboom, die olyftakkie en die 13 pyle. Efraim die eenhoornperd of unicorn, of die os of bul. Juda 3 leeu's of 'n leeu, of die staf. Hulle praat van die scepter van Juda, ons gaan net daarby kom. En dan sal hy Juda, soos gesê, die hand, en die regopstaande rooi leeu, en Dawid se hart. Ons sien dus elkeen met 'n hoofembleem en sekondêre embleme. En dan al die navorsers stem eintlik presies ooreen. Daar's klein verskilletjies. Nou Jakob spreek op elkeen van hulle 'n seun uit. Ekskuus, hier het nou 'n foutjie gekom. Gaan net gou terug. Hy spreek op elkeen 'n seun uit. En soms is die seun positief, maar het ook negatiewe goed in. En dis vergestald in die heraldiek van hierdie stam. As voorbeeld lees ons in Genesis 49, vers 3 en vers 4. Ruben, jy is my eerstgebore, my krag, en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid, en die vernaamste in mag. Dit was ook so deur die geskiedenis, was Ruben en Dan die sterkste stam. Vers 4, opruising soos van waters. Dis waters wat onstuimig is, né? Jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim, toe jy dit ontheilig. Hy het my bed beklim, en daar is die 3 wapens. Dis die man, die onstuimige waters, en dan, ding wat ek nie kan uitspreek nie, is net in Engels. Wat nie my oude? Fleur de lis, maar dis 'n Franse naam. Ja, in elk geval. Dit lyk soos 'n blom, né? Hierdie is die eerste seunlede en ook dan tereg oor Jakob se oudste seun. Is hier duidelik 'n positief en 'n negatief, 2 aspekte of kenmerke van Ruben. Verseker was hy 'n man wat sterk was en die krag en die sterkte van Jakob met mag, waarskynlik aansienlik en aantreklik, maar met baie swak moraliteit. Die opruising van die waters dui in die oorspronklike Hebreëus op onstuimigheid en onstabiliteit, wat deur hierdie golwe of rimpelings op die water uitgebeeld word. En dan wys ons vir die embleme van Ruben, primêr die man, en dan die onstuimige waters, asook die ander embleme wat voorkom, veral in die koninklike wapenskilde van Denemarke, Rusland en ander Deense provinsies. Daar is nog een van Ruben uit 'n ander bron. In algemene lande met sulke heraldiek is Engeland, Swede, Nederland, Skotland, Ierland, Frankryk en Wales. En ek gaan hierdie name nog 'n klomp keer oor. En net hier volg daarna die uitspraak oor Simeon en Levi. 49 vers 5 van Genesis. Simeon en Levi is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. En ons sien daar op die embleme, die swane en die kasteel, en dan Levi se borstas. En dan Levi word baie keer ook geassosieer met die menorah van die tabernakel. Nou die woorde wapens hier as werktuie van geweld sou beter vertaal gewees het as swaarde, as wapens van geweld. Die Hebreëus neig meer na swaard. Dit word gestaaf deur Genesis 34 vers 25 en 26. En so het die swaard die embleem van Simeon geword, want Levi is deur Moses later afgesonder volgens die Almagtige se opdrag en bevel om die priesterampt te bedien. Nou is die mense daar ook ander sekondêre embleme toegeken is aan feitlik al die ander stamme. En Bybelkenners en selfs die Joodse rabbies erken dat Simeon se kenteken as sekondêre embleem is eintlik 'n stadspoort in 'n ommuurde stad, en daarom lyk dit soos 'n kasteel. En dis afgelei uit die geskiedenis van Genesis 34, waar die versterkte stad Salem ingeneem is, wat later Jerusalem geword het. Soos wat feitlik al die ou stede in die ou dae met mure omring was. En die stadspoort wat so kasteelagtig voorkom, is dan Simeon se tweede embleem.
Nou Levi se embleem soos gesê is die borstas met die 12 edelgesteentes op. Levi het nie grondbesit gehad nie en hy moes deur die land oralste Elohim se werk doen. Daar's nog heraldiese embleme van Simeon en Levi, ek kan dit duidelik sien, die swaard en die kasteel en dan wapens waar dit voorkom. Wales, Engeland, Duitsland, Oekraïne en Wes-Rusland, hulle het almal die kastele en dan die swaard. Nog een van Simeon met die kastele op. Jy kan sien daar is sommer baie wapens. En baie van hulle is opgedeel en dan het hulle nog ander embleemies op. Daar is Simeon met die swaard. Een het 'n arend by hom. In die seënbede van Jakob aan sy seuns lees ons dan ook die volgende van Juda, soos wat Jakob dit net voor sy dood uitgespreek het en wat ook profeties is, soos ons lees uit die woord vir u. Genesis 49 vers 8. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu. Van die roof af het hy opgeklim, my seun. Hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Dan vers 10. Die scepter of die staf sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom. Aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Ons almal weet, Silo is die ander Hebreëse woord vir Messia. Veldheerstaf tussen sy voete uit, met ander woorde sy gesag. Dan wys ons vir u 'n paar beelde van Juda se embleem. Dis die leeu, wat ook dui op ons verlosser. Silo is die een wat kom met sy wederkoms. Daar's ook die staf, daar's ook druiwetrosse en wingerdstok in sy ander simbool. Want in Genesis 49 vers 1 het Jakob spesifiek ook bevestig dat dit is profeties wat hy oor sy seuns uitspreek vir die toekoms. Kom ons lees. Daarna het Jakob sy seuns bymekaar geroep en gesê, kom bymekaar, dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van dae sal wedervaar. En die einde van dae is op die tyd waarin ons nou leef. En die heraldiek is juis vir ons die openbaring van ons herkoms en ons moontlike toekoms as uitverkorenes. Daar wys ons nou vir u so 'n bietjie van Juda se embleme. En jy kan sien, nasate van hom is die hand in die middel regs, die derde een. Die embleme waar dit voorkom, Engeland, Nederland, Denemarke, Noorwe, Duitsland, Estonië, Ierland, ook in Rusland. En in sommer baie boerevanne se familiewapens. Ons gaan net 'n paar wys. Die staf of scepter, wat nie hier getoon is nie, as ook die harp, is sekondêre embleme. En dis die harp altyd van koning Dawid. Daar's nog 'n paar van Juda en reg in die middel die harp. Ons lees van Dawid se harp in die Bybel word dit vertaal as siter. In 1 Samuel 16 vers 23. So as jy siter lees, dis dieselfde ding. Dis harp. Daar's Juda met die rooi leeu en ook die hand. Dis die tweelingse storie van Peres en Serach se verhaal. En dit het opgeëindig in Ierland. As ook die koningsgerwe van Josef. As ook die kasteel van Simeon. En ons lees dan van Dan se embleme in Genesis 49 vers 7. Laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroor val. En daar wys ons al 4 die embleme van Dan, die arend, die slang, die weegskaal en die perd. Dit het ook dan hierdie prominente embleme, dwars deur die nasies van baie lande. Dit is in lande soos Oostenryk, VSA, Tsjechiese Republiek, Poland, Swede, Duitsland. Dit kom ook in baie provinsies voor van Nederland, Denemarke en Swede. Daar wys ons vir nog van Dan, die arend. Die plekke waar dit toesaaklik voorkom, dis eintlik oor die hele Wes-Europa en veral die noordelike deel
van West-Europa. Veral Duitsland en Denemark. Op Engels en in Hebreeuws staan daar dan mark. Wat is mark? Ryksgebied, grondbesit van mark, van dan. So Danmark, wat Denemarken geword het, is die grondgebied van dan. Toe hulle in Europa intrek, destyds, dan was die sterkste stam omdring, toe het hy die eerste groot rivier wat hy gesien het, wat hy genoem Dan-Al, Al in Hebreeuws is rivier. Die Dan-Al rivier is een van die grootste riviere in Europa. Hulle stig 'n stad, dan Sieg in Hebreeuws is stad van Dan. Die 5de stam met embleme is Naphtali met die springende wildsbokkie, of dan net 'n wildsbok. En ons wys hier vir u afbeeldings daarvan, en jy kan sien, interessant dat op die regterkant los skild 'n kudu wys. Weet nie of daar kudus was in Palestina destyds. Ja, en ons wys vir u dat dit in baie plekke voorkom, veral in Poland, Nederland, Duitsland en Rusland. Baie van ons mense is in West-Rusland. Genesis 49 vers 21 sê, Naphtali is soos 'n wildbok so vry, hy wat mooi woorde laat hoor. En ek ken 'n paar mense wat altyd mooi woorde vir ons gee. Ek dink hulle moet Naphtali se afstamming weet. As vir u nog van Naphtali, die bokke, en dan wys ons vir u die 6de ene as Gad. Die embleme is die soldate of die ruiter op die perd, wat dalk 'n ridder is, waarskynlik 'n aanvoerder van 'n ruitery, en dan die embleem wat die meeste voorkom, naamlik die tente van Gad. Ja, ek moet eers verder van. Genesis 49 vers 19. Gad, 'n bende sal hom aanval, maar hy sal hulle aan die hakskeen gryp. Daar wys ons sê embleem met tente op, en dan hier is Gad as die troepe, as die soldate wat op die ruitery of die ruiter op die perd is. Lande waar dit algemeen voorkom is Skotland, Swede, Engeland, Duitsland, as ook in Frankryk baie. Nou, ek moet u iets vertel. Meeste van u weet, ek praat graag oor die piramides as daar geleerdheid is. Destyds sê 'n goeie vriend van my, broer, jy is besig met die okkulte, los uit. En ek bid vir Vader, en ek vra, kan hy vir my, asseblief, 'n antwoord gee. Ek hoor in my kop, en ek dacht eers, ek eil iets, ek hoor, kyk na jou familiebaal. Dit het toe 3 sulke goedjies op. Dis eintlik die tente van Gad, maar daai wat sien ek, 3 piramides. Ja, interessant. Ons sal net 'n bietjie daarna kyk. Dan, die 7de is Asser. Sy hoofembleem is 'n drinkbeker, gewoonlik met 'n deksel op, en volgens sommiges het hy ook dan 'n bak vrugte. En baie keer is dit 'n palleboom, soos wat ons regs onderwys, en wat vrugte dra, of 'n vrugteboom. Genesis 49 vers 20 sê, Asser, sy spys is vet, en hy lewer koninklike lekkernye. In die plekke waar dit algemeen voorkom, is Skotland, Swede, Engeland en Duitsland. Dan kry ons die 8ste as Isaskar. Isaskar met die esel of dan donkie met 'n vragkop. In plekke waar dit voorkom is die Tsjechiese Republiek, Poland en Duitsland, as min in die Engelse lande. Daar is nog een van Isaskar wat wys die donkie. Dit is nogal regtig insiggewend. En baie keer soos die heel regterkantste middel ene, lyk dit of die donkie plaat om het om. Dan die heraldiek of embleem van Sebulon. Nou, die 9de ene is Sebulon met sy seilskippe. In plekke waar dit algemeen voorkom, is Nederland, België, Rusland, Skotland, Frankryk, Nieu-Seeland. Hier wys ons vir u nog een van Sebulon.
En daar is een van wat in ons gemeente ook bekend is, McLaren, oorspronklik van Skotland, in die middel onder. En dan die 10de was Josef, met sy 2 seuns Efraim en Manasse. En Josef het gewoonlik die embleem van koringare, 'n takkie of pyl. Kom ons lees Genesis 49 vers 22. Ek dink ons sien almal hier die takkie en die pyle en die koringgerwe op die skerm. Josef is 'n jong vrugteboom by 'n fontein. Sy takke klim oor die muur. En dan wys ons vir u dan die een seun Efraim se embleme van die os, of die kop van 'n os of 'n oshoring, wat eintlik 'n buffelhoring was in die oorspronklike. En die sekondêre embleem is die eenhoringperd, die unicorn. Net iets daaroor. Hoekom het hulle die horing op die kop? Dit is 'n teken van hoe iemand gesalf is met olie. Jy is met 'n horing vol olie gesalf. En daarom het hulle die horing opgeplak. Ons het eers gedag, dis heeltemal 'n verkeerde wapen. Nee? En dis dan insiggewend dat die Skotse nasie sê heraldiese wapenskild 2 een horingperde weerskant het, met 'n leeu in die middel en bo. Die horing alleen, as eintlik sekondêre embleem, is ook die simbool van salwing van Moses op die stam van Efraim. Gaan lees maar hoe Efraim gesalf is, né? Die horing was ook destyds in Oud-Israel die simbool van die skeiding van die 10-stammeryk en die 2-stammeryk. Eerstgenoemd, naamlik die 10-stammeryk, het die eenhoringperd en die horing as embleem gekies. En die 2-stammeryk die leeu as hoofembleem. Die koninkryk van Israel is die 10-stammeryk, sien mens dan op verskriklik baie plekke, uitgebeeld met die embleem van hierdie eenhoringperd, so wat so op sy agterpote staan. Baie keer het hy 'n leeustert aan. En dan die kenmerkende gedraaide horing op die perd se voorkop. En weet jy wat, daai horing vind ook dan beslag as 'n kruithoring op baie wapens. Dit vind beslag in 'n hele paar dosyn van Suid-Afrikaanse boerewapenskilde en dorpswapens. Daar's Efraim as die bil. Nou daarmee saam, dan die 2-stammerykse leeu, wat ook op sy agterpote staan en baie keer met 'n kroon op die kop, om dan koninklykheid aan te dui, as die embleem van hierdie gedeelte van Oud-Israel. En terecht, want die koning van die konings, ons Messia, is uit hierdie stam van Juda gebore, soos jy almal weet. Die kroon is die simbool onder andere van koning Dawid se heerskappy. En terecht sê die profete, soos in die evangelie van Lukas, ook genoem, dat Messias sal kom sit op die troon van sy vader Dawid, om vir ewig te heers. Net so is die Britse nasionale wapenskild met die leeu links en die eenhoring regs weerskante en die leeu heel bo. En op die skild self, wat in 4 gedeel is, links bo 3 leeu's en regs onder ook 3 leeu's, en regs weer bo 'n enkel leeu en links onder 'n vrou met 'n harp, afgelei van die simbool van koning Dawid se harp. Ons kan nie al hierdie goed vir hier wys nie, want dan gaan ons 2 dae besig wees. Die groot leeu aan die linkerkant met die kroon op dui op die koningskap van koning Dawid. Plekke waar dit algemeen voorkom, natuurlik eerstig soos genoem, Engeland, Rusland, Nederland, Skotland, Poland en 'n baie ander plekke. Dan ons Manasse, die ander boetie se embleem. Die vrugtetakkie as takkie met 13 blare van die olyfboom af, met die vruggies aan. Dit lyk of dit 13 vruggies is, maar ek kry hulle nie mooi getel. En dan 13 pyle in 'n bondel. Die stam van Manasse se embleem was dan hierdie olyftakkie en sekondêr die bundel van 13 pyle. En letterlik daar's weer eens honderde wapenskilde met hierdie embleme op. In verskeie Europese lande en die Britse eilande, maar as landswapen is dit baie insiggewend dat dit die populêre wapenskild van die VSA is, van Amerika. Die arend boaan met die 13 pyle in sy een klou en 'n olyftakkie met 13 vruggies en 13 blare. Manasse, wat bekend was as die 13de stam baie keer. Nou, wanneer mens die profesie en die geskiedenis van Manasse in die Bybel
noukeurig bestudeer, dan is dit merkwaardig hoe dit op Amerika betrekking het. En praat van die VSA. So, daar's Manasse met sy pyle, soos gesê weer eens, Engeland, Rusland, Nederland, Skotland, Polen en die VSA. Dan, die 11de of eintlik die 12de, Benjamin met die 1 wolf of 3 wolwe. Ons wys daar vir u 'n paar afbeeldings. En dan, kom ons lees Genesis 49 vers 27. Benjamin is 'n wolf wat verskeur. In die môre eet hy sy prooi en in die aand deel hy sy buik uit. Ons het weer vir u gesê, die stam van Benjamin se wapen kom voor in die boere van strydom, se embleem. Dit was saam met die 2 stammeryk ook gereken onder Juda. As toepassing van mens, hierdie wapen, in feite al die Normandiese streke in Frankryk, en volgens baie navorsers die embleem van die Noormanne, wat groot dele van Europa op 'n stadium ingeval oorheers het, die sogenaamde Vikings. Feitlik al die Vikings het die wolf gehad, en baie op hulle skepe sien jy 'n wolf vooraan op die boek. En hulle het groot amok gemaak, hulle het kom verskeur, soos die teks sê. Noorwese families en ook letterlike honderde van hierdie embleme as voorbeelde van hulle wapenskulde. Dan Benjamin, nog 'n uitbeelding as die wolf, weer eens Engeland, Duitsland, Switserland, Swede en Ierland. Nou kom ons kyk net na 'n paar, net so 'n klein klompie van boerevanne en hulle familiewapens en embleme. En ons wys vir u 'n paar vanne. Een wonderlike toepassing, wat in hierdie voorbeeld, is die kolom met die leeu hier bo. En wat deur wolwe bewaar word, en wat die Noorweërs besig was, eintlik die vorige prentjie, hulle was besig om 'n groot kolom op te rig, toe die Duitsers op die Tweede Wêreldoorlog ingeval het, en bo op hierdie kolom, was 'n leeu met 4 wolwe op. Interessant, né? Nou ja, toe die oorlog die dinge kom omkrap. Nou, as ons by hierdie embleme kom, van die van Ruben, met waters in 'n man, of die mandrake, die fleur de leeu, sê julle? Ja. Ok, so iets. Wat soos 'n blom lyk, wat ook help. Nou kyk na die vanne hier, De Pre, wat is daai een? Fleischmann. Ons het maar na die familie ook gekyk. Kan nou nie die ander een uitmaak nie, ek moes hulle name gegee. En dan is hier van Skalkwyk links onder, en van Wyk, Kotse, die ander een kan ek nie mooi sien. In elk geval, kies ek het hulle oorgeslaan om te benoem. En dan Simeon met die swaard en Leefse embleme, die kasteel. Daar sien ons Botha linksbo, Williams en weer Williams, en dan Meiburg en dan Engelbrug in die kasteel. Dan Juda met die leeu embleem en die staf of scepter. Ek kon nie een kry met 'n staf of scepter nie. Hierdie is reeds 'n hele paar weke se navorsing. Van Etzebeth, Jacobs, heel bo, staan sy naam, Malherbe, Roberts, Skeepers, Smit, Sonnekus, nog die leeu, Kleinhans, Blauw, De Waal, King, miskien so van, né? Ja, De Blanche, Venter, en weer Williams, die ander wapen van Williams. En dan die arend van Dan, die van Botha, die van Dan, ons het so 'n boetie nie naby ons, die Tooi, Fort, Grobler, Nel, Van Niekerk, Visser, allemaal met arende op. Is dit toeval? Dan die een horing perd, die unicorn, die bokkie en tente, Brits, Burger, Erasmus, Prinsloo die bokkie, Du Plessis met die tente, Joubert met die tente, McLaren weer eens, hy het ook 'n paar tente, van Rooi. Ja, Ruiter op die perd, seilskip Horing, Pyle en Takkie, van Jaarsveld, weer McLaren, want dit is 'n seilskip weer, van 'n skuif, seilskip, Koetser, die jager en met die horings, né? En Koetser, Reineke met Pyle en Bom,
Nou eendag iemand moet so van. Dis almal Josef se seuns in die RLD. Bietjie toepassing. Ons het begin met die teks van Jesaja 51 vers 1. Aanskou die rots waaruit julle gekap is. Die holte waaruit julle gegrawe is. Wat maak u elkeen met hierdie inligting en hierdie spesifieke kennis? Herken u van u heraldiese embleme en simbole in die eie familiewapens? Ek weet ons kon nie almal so doen nie. Of van die voorgeslagte sin, aan die kant of daai kant. Ma en pa, oupa en ouma aan die ander kant. Nee? En ons kyk net na enkele simbole en embleme soos ons gewys het. Hoe baie van u familiewapens bevat 'n leeu-embleem of die stap? En dan wil ek u vra vandag, is die leeu van Juda, naamlik Joshua, in jou deur sy gees? Hy wat oorwin het. Die gelowige se stryd is nie om oorwinning te behaal nie. Vee dit uit jou kop uit. Want dis Ou Testamenties, dis wetties. Dis 'n stryd om te staan in die oorwinning wat Joshua reeds behaal het. Hoor jy mooi wat ek sê? Dis jou stryd. Kolossense 2 vers 15 sê, hy het reeds oor die magte van die duisternis getriomfeer. En ek vra, heers jy en ek oor jou omstandighede in sy krag, soos Genesis 49 vers 10 stel, dat sy veldheerstaf nie van jou sal wyk nie. Wys jou lewe dat ons koning kom, dat hy in aantog is, dat hy op pad is, soos Sagaria 9 vers 9 dit uitwys. Sou jy of jou voorgeslagte se familiewapen die arend embleem vertoon, of een van die ander van dan? Wil ek vra, sweef jy soos 'n arend op die wieke van die wind van die Heilige Gees? Die Heilige Gees jaloers, is hy in jou? Is dit hy wat jou dra elke dag en elke oomblik? Het hy al die skrif vir jou oopgemaak met sy arendsvisie van bo af, dat jy verstaan en begryp wat jy lees in hierdie boek? Of is dit sommer net storieetjies? Dat jy regtig begryp wat jy lees? Is daardie wyeer hoër geestelike visie as insig reeds jou deel? En ek weet baie van u het al baie gekry. Om wat mee te maak? Om dit te kan deel met ons volksgenote. Dis waaroor dit gaan. Dis nie net vir jou nie. Dis nie net vir my nie. En dat jy kan sê, kyk ons God, soos Jesaja 50 vers 9 dit sê, ons Eloah, ons Messia, so, ons enkel God, ne? Omdat ek kan deel met ons volkgenote, dat ons kan sê, kyk wie en wat hy is, hoe wonderbaar hy is, hoe groot hy is, en kyk wat hy besig is om te doen. Die wonderwerke, ons het reeds 'n paar vanmôre van gehoor, as getuienis, ne? Dalk is daar 'n mensfiguur, deel van jou en jou voorgeslagte se familiewapens, soos gevind by Ruben. En leef jy dan in menslikheid, om met ons volksgenote, met ons gemeentelede, ons boeties en sissies, lief en leed te deel, soos gevind in die evangelie van Lukas, soos reeds genoem. Daardie herderlike aanslag, in Sagaria 6 vers 12 by herhaling, staan daar, kyk die man, wat ook simbolies is van die man, ons verlosser Messia. Hy het ook volkome mens geword, en hy het empatie en simpatie en erbarming gehad, met ons as sy volk. Hy het saam geween, hy het saam gelag, ne? Hy het volkome mens geword, maar sondeloos. Is jy al soos die man, vernuwe en omvorm, na sy gelykenis, sy demoed, soos die Hebreërs sê. Moontlik is daar in jou voorgeslagte, sy familiewapens, 'n os of selfs 'n ossewaas en sy sekondêre embleem, of die eenhoring perd, ne, die unicorn, of die kruithoring, ons het hier 'n paar boere van gewys, soos gevind by Efraim, by herhaling, Jesaja 42 vers 1 sê, kyk my dienskneg, en dit word verteenwoordig deur die os, by herhaling. Is jy en ek al dienskneg vir hom om te dien met jou alles? 'n knegg van die allerhoogste, heel eerste.
voor jou werk, voor jy iets anders doen. Wat hom alleen volg, en wat die wêreld eintlik agtergelaat het by wyse van spreke. Sommiges se familiewapens bevat 'n esel, daardie embleem van Iskar. Ek kry net Engelse en Duitse van wat so. Dat die koning wat aankom is, op jou, in aanhalingstekens, rug sal ry, soos Sagaria 9 vers 9 sê, en Matteus 21 vers 5 en Johannes 12 vers 15. Hulle het die palmtakke uitgestap, en toe het hy daar aangekom, en hulle het gesê, Hosanna, dit beteken, red tog nou, red tog gou, dat jy en ek ons sal dra, en reeds dra, deur vir hom te getuig. Ek gaan 'n klein stukkie uit 'n baie ou boodskap vir u herhaal. Ek het hom destyds gevra, hierdie eseltjie, hy sê hy het my gaan lees die storie, waar Biljam die volk moes vervloek. Hy het op 'n esel gery, of die esel was by hom, en toe praat die donkie met hom. En hy sê, jy mag nie gaan vermeng. Wat 'n volk, en baie van ons hier, glo vas, ons mag nie vermeng. Op die wetboeke was net die boerevolk, as die ou eseltjie, die een wat gesê het, nee, jy mag nie vermeng nie. En hy sê in Matteus 21 en Johannes 12, hy kom ry op die eseltjie, met die boerevolk. Dit sluit aan by die ruiter op die perd van die embleem van God, dat jy ons koning verteenwoordig, werklik sy ambassadeur is, in jou en my lewenswandel, en in ons getuienis wat ons uitleef, en moet getuig van. God se ander embleem as die tente, versimboliseer woonplek, huis. Is jy al huis vir Jahwe, soos wat die boerevolk beloof het op 16 Desember? Waarlik godsfamilie as gemeente. Streef ons daarna, werk ons daarvoor, werk ons daaraan, kry ons nuwe mense in, om familie te word. Daar is die beker van Aser, daar kan jou of jou voorgeslagte se familiewapen. My vraag is, draai jy die beker van oorwinning, van vreugde, van voorsiening, van die blye evangelie uit? Vertoon jy Messias se blydskap? Vir my sluit dit aan by die wildsbokkie van Naphtali wat so spring. Wie het al gesien hoe springbokke kan spring in 'n trop en dan daai pronkstertjie so opgooi in die rug. Dit ruik heerlik. En dan spring hulle so in spring. My pragtig dat die boerevolk gekies het die springbok as 'n sportembleem. Ook maar toevallig, né? So, daai Naphtali se bokkie wat huppel. Hoe danig is jou en my lewenswandel wat jy vertoon? Is dit borrelend van vreugde vir Messia en in Messia? Dan Simeon se swaarde in die kasteel en Levi se borstas. Bied jy 'n veilige hawe, 'n kasteel vir volksgenote en familie? En is jou swaard, die tweesnydende swaard van Elohim se woord, deur sy gees? Ek vra dit vir almal van ons, dat jy sy woord kan versprei, so tekenend van die skip as embleem van Sebilon. 'n skip is iets wat uitgaan, uitvaar. Dra ons dit uit na ons volksgenote toe, om sy evangelie uit te dra. Moontlik het jou familiewapen en jou voorgeslagte, die embleem van die 12 edelgesteentes in die borstas. Ek kry nie eintlik dit Afrikaanse vanne nie, soos wat Aaron gedra het. Die embleem van Aaron, beskoon, hierdie goed maak my so aangedaan. Ek kan nie dink. Aaron het gedra op sy borstas, as die embleem van Levi. Wat was dit? Die Urim en die Tumim, né? Hulle het vrae gevra. En dan het hulle antwoorde gekry, direk van die Vader. My vraag is jy al in die Nuwe Testament deur sy Heilige Gees besig om in mense se lewens in te praat, met 'n woord van kennis, met 'n woord van wysheid of 'n profesie?
Dis wat dit verteenwoordig. Dis die praktiese toepassing. Is jy al 'n edelgesteente vir hom blink gepoleer deur oefening met die woord en deur sy Heilige Gees om sy lig te versprei en uit te dra, sy lig te laat skyn vir hom. Daar's dalk 'n wolf in jou voorgeslagte se familiewapen. Die embleem van Benjamin soos in Genesis 49 vers 27, die wolf wat sy prooi verskeer. Is jy daardie wolf wat die vyand verskeer deur sy krag en in sy krag en oorwin in die krag van Messias se Heilige Gees, wat oor jou naastes dan ook waak en hulle beskerm ook met gebed? Dit sluit my aan die takkie van die 13 blare, die druiwetrosse en die 13 pyle, as deel van Josef en Manasse. En daardie 13e, waarvan staan 13e getalle weet? Versoening. En die pyle is vir my die diep waarhede van die skrif, kiesel. En wat ons kan afvuur tot in ons naaste se harte. Dan is daar die familiewapen van die hand, opstaande rooi leeu, as embleem van Peres en Serug, ook bekend as Sarah Juda, wat dui op koninklike heerskappy. En dan vra, leef jy as koningskind in oorwinning van Messias Yeshua? Verklaar jy dit elke dag? Daar's dalk ook die embleem laastens van die hart, iewers in 'n familiewapen of van jou voorgeslag. Dis die embleem soos gesê van koning Dawid. En ons weet dat hart gaan saam met lofprysing en aanbidding en met musiek. Is jou lewe een van voortdurende lofprysing, aanbidding en eerbetoon in nederige dankbaarheid? Amen.